Ons wetgedeelte kom vanoggend uit Romeine. En in hierdie gedeelte is Paulus besig om te worstel met homself oor die goeie wat hy wil doen, maar dit nie reg kry nie. So ons gebruik vanoggend Paulus se worsteling om die goeie te doen as 'n spieël om onsself in te sien. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word. En dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog, die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juis dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan kan verlos? En dan lees ons in Psalm 139. En kom ons gee dit ook vanmôre vir die Here en sê, Here, die goeie wat ons wil, dit doen ons nie. Ons is nie in staat daartoe nie. Ondersoek my, o God, en ken my hart. Toets my en ken my ontstellende gedagtes. Kyk of ek nie op 'n pad van verdriet is nie, en lei my op die ewige pad. Kom ons word 'n paar oomblikke stil, en ons sê vir die Here, ondersoek ons, Here, want U ken ons hart, U ken ons gedagtes. Toets ons, en help ons om die goeie te kies. Kom ons word 'n paar oomblikke stil. Gemeente, en dan kom spreek die Here ons vry. Paulus antwoord homself in Romeine 7. In vers 24 sê hy, ek elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan sê hy, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. So is dit dus met my gesteld. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. En uit Romeine 8 ook, almal wat deur die gees van God gelei word, is kinders van God. Julle het immers nie 'n gees ontvang wat verslawing bring, sodat julle weer bang hoef te wees nie. Julle het die gees ontvang wat bevestig dat ons tot kinders aangeneem is, en deur hom roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig teenoor ons gees, dat ons kinders van God is. Maar as ons kinders is ons ook erfgename.
erfgename van God en mede-erfgename met Christus, mits ons inderdaad saam met hom ly, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Kom ons staan en dan doen ons saam belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, Ons bly staan vir ons lied 245. Here Jesus, ons Verlosser, wees ons genadig
oor vandag en veral oor gister. Wees ons genadig, dankie vir 'n vergeefte verlede. Jesus Christus lei ons in die onbekendheid van môre en oormôre. Lei ons, Here, dankie vir 'n geborge toekoms. Immanuel, God by ons. Sluit ons in van agter en voor. Sluit ons in. En dankie vir u omhelsing. Ook nou. Amen. Vriende, ek het onlangs 'n enkele sin gehoor wat iemand in 'n gesprek genoem het. En toe het hierdie sinnetjie my baie lank besig gehou in my gedagtes. Vir dae lank. Die sin was die vreemde wêreld van God. Die vreemde wêreld van God. En na baie dink, het ek besef dat God se wêreld werklik vreemd is. God se wêreld is bokant my begrip. God se wêreld is baie meer as wat ek kan verstaan. En God se wêreld is baie meer as wat ek in my gedagtes, in die woorde wat ek vanoggend met u wil deel, kan laat insak. En hoe meer ek daaraan dink, hoe vreemder word dit vir my. Ek en jy as mens is in hierdie onsaglike heelal deel van 'n klein planeetjie. En sover ons weet, blyk dit dat ons paar mense, so ongeveer 8 biljoen mense, heeltemal alleen in hierdie heelal woon. In 'n heelal onbeskryflik groot is ek en jy. Die Bybel begin met die woorde in Genesis 1 vers 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. En blykbaar het God dit gedoen deur net te praat. Absoluut vreemd. God het geskep deur net te praat. En al wat ons dikwels, ek en jy, met ons woorde reg kry, is om verhoudinge te vertroebel. Adam maak sy oë oop en hy bevind hom as 'n volwassene in 'n vreemde wêreld. En hy sien hierdie vreemde wese wat hom geskep het. En hy wonder waarskynlik by homself, wat maak ek hier? En toe kry hy nog op die koop toe 'n vreemde wese as 'n lewensmaat. Daar loop toe ook allerhande vreemde diere rond. En hulle is anders, want hulle praat nie terug nie. Adam het hierdie vreemde besef, dat hy oor hierdie diere wat nie terugpraat nie, moet heers. Vriende, die mens is van die vreemdste skepsels op aarde. By diere vind daar net veranderinge binne spesies plaas. Maar die mens het die vermoë om homself voortdurend te verbeter. Sy kennis neem toe. Hy ontwikkel homself. En hy ontwikkel allerlei instrumente en masjiene om sy lewe mee te vergemaklik.
En dan het die mens ook die vermoë om in 'n verhouding te kom met sy Skepper. En as 'n mens baie mooi daaroor dink, is dit 'n baie vreemde gedagte. Hoe meer sy kennis toeneem van sy wêreld, hoe meer besef die mens dat jy al hoe minder en minder van hierdie vreemde wêreld van God verstaan. Toe die slim mense allerhande somme van die heelal maak, kom hulle agter dat ons net ongeveer 4% van die massa van die heelal kan rekenskap voorgee. 96% is weg. En ons soek dit in wat genoem word the dark matter. Dit is baie vreemd. 'n verdere vreemdheid wat die mens besef, is dat dit moontlik is om sy verhouding met sy Skepper te vertroebel. En dat hy kan kies om weg te breek van God af. En wat nog vreemder is dat sy Skepper aanhou hinker en verlang na hom, om hom terug te trek na hom toe. En op die vreemdste manier begin die Skepper toe om 'n liefdesbrief vir sy skepsele te skryf. Hy neem 1600 jaar daarmee. 1600 jaar om hierdie boek tot stand te bring. En hy praat op 'n vreemde manier met meer as 40 mense wat gehelp het om oor 'n tydperk van 1600 jaar presies dieselfde boodskap neer te skryf. Die boodskap van hierdie boek is baie eenvoudig. En dit kan opgesom word met die woorde, kom terug na my toe. Kom terug na my toe, julle Skepper. Voorwaar, 'n vreemde boek. Sommige lees dit en niks gebeur nie. Ander lees dit en niks gebeur in hulle harte. Hulle verander so dramaties dat jy nie kan glo dit is dieselfde mense. Wat ook nog vreemd is dat hoe verder die mens van God af wegdryf, hoe meer begin hy self sukkel en die mens sukkel om hande te vat, hoe moeiliker raak dit om ver genoeg te strek om weer by mekaar te kom. Dankie dat julle gekom het. Ek Ons is dink op God en reis die met mens die Heilige het Gees. besef dat iets vreeslik vreemds Ek hoop dat julle moet gebeur. ook vanaand iets gaan ontdek van dit om wat hier by mekaar wil hê. Dat hy ons wil seën. wat toe gebeur kan 'n mens nie verstaan. 'n Baba word uit 'n maag gebore. En as dit nie vir hierdie bonatuurlike boek was, saam sing en dan sou ons nooit geweet het saam bid en dan gaan ons lekker saam wat daar gebeur het nie. Lukas 1:37 sê, niks is vir God onmoontlik nie. Jy sien die vreemdste ding wat moes gebeur om God se uitgestrekte hand by die mens se hand te kry. Niemand anders op aarde as God se seun sou hierdie taak kon verrig nie. Nog iets wat vir my so vreemd is,
dat ek vasdraai in my eie gedagtes, soos wat ek dit probeer uitredeneer, is dit wat ons lees in Johannes 1:14, waar daar staan, die woord het mens geword, en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Glo dit of nie? Hy het ook daardie 96% dark energy, wat skoonveld is, wat ons na soek, geskep. Vreemd genoeg, moes hy toe gekruisig word, sodat ek en jy gered kan word. Hy moes sterf, sodat ek en jy vanoggend in hierdie kerkgebou kan sit, om te leef. En toe gebeur daar nog iets vreemds, waarvan ons in Handelinge 2 vers 1 tot 4 lees. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul, en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Die Heilige Gees word uitgestort, en tot vandag toe gebeur hierdie vreemde ding met ons, as die Heilige Gees van ons besit neem. Hierdie dinge ver bo jou en my begrip, en dit vervul my met verwondering. Ek moet vandag erken dat die vreemdheid van al hierdie dinge my soms onbeskryflik dom laat voel. En dit vir my laat voel dat ek eintlik niks moet sê van die Here nie. En daarom vat ek dit altyd met 'n knippie sout. As ek mense teekom wat beweer dat hulle God volkome verstaan, sy werk verstaan, sy denke verstaan, sy planne kan uiteensit, sy wederkoms in detail kan voorspel, en praat asof hulle hierdie vreemde wêreld van God heeltemal onder die knie het. Dit terwyl die slimste mense op aarde nie kan verduidelik waar 96% van die heelal is nie. Dan lees ons in Openbaring 5, in die regterhand van hom wat op die troon sit, het ek 'n boekrol gesien, wat aan die voor en aan die agterkant volgeskrywe was, en wat met 7 seels goed verseël was. Toe het ek 'n sterk engel gesien wat met 'n harde stem uitroep: Wees waardig om die boek oop te maak, deur die seels daarvan te breek. Maar niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde was in staat om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, omdat daar niemand gekry is wat waardig was om die boek oop te maak en daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my: Moenie huil nie, kyk, die leeu uit die stam van Juda, die afstammeling van Dawid, het die oorwinning behaal en kan die boek met die 7 seels oopmaak. Ek kan dit nie eers verstaan nie, dit wat hier staan nie. Ek kan nie eers probeer om dit te verstaan nie. En daarvoor het ek nog iets vreemds nodig. Iets wat ek nie kan sien of verduidelik nie. En dit is geloof. Dit is geloof. Hebreërs 11 sê om te glo
is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. Vriende, jy sien as hierdie vreemde ding, naamlik geloof, jou eers vat, verander al die vreemde dinge in absolute verwondering. Die vreemde wêreld van God skep vir ons 'n lewe van soeke, ontdekking, kennis versamel en wysheid najag. En hoe meer jy soek, hoe meer ontdek jy. Vanoggend is dit my gebed, dat u sal bly soek, en hierdie vreemde wêreld van God, wat ver bo ons verstand en begrip is, dat u dit tog ook sal geniet, in u soeke. Amen. Here God, ek dank u vir hierdie aarde, ons tuiste. Ek dank u vir die wye hemelruim en die geseënde son, vir die soutsee en verlopende water, vir die ewige berge en die rustelose winde, vir bome en blomme en struike, en die gras onder ons voete. Dankie dat u ons met sintuie geskep het, wat musiek en voëlgesange kan hoor, wat die pragtige lente en die ryke vroeë herfsdae kan sien, wat die vrugte van die somer kan proe, en die reën van die winter teen ons vel kan voel prik. O Here, moenie dat ek aan die skoonheid ooit so gewoond sal raak, dat dit my nie meer roer nie, en ek u nie meer daarvoor dank nie. Here, maak my hart oop vir die vreemdheid, maar ook vir die majesteit van u skepping. Dat ek sal raak sien hoe selfs die vaalste veldbos vlam van u heerlikheid. O God, kunstenaar, skepper, ek loof u wat lewe en regeer. Here, want alles wat bestaan is deur u en vir u gemaak. En u hou alles in stand. Daarom behoort die heerlikheid aan u tot in ewigheid. Here Jesus Christus, ons kan nooit begryp hoe wyd en ver en hoog en diep u liefde vir ons strek nie. Dit is 'n liefde wat ons verstand te bowe gaan. U is in staat om oneindig meer te doen as wat ons selfs kan bid of kan dink. Aan u kom die eer toe, deur al die geslagte, tot in ewigheid. Daarom bid ons, Here, dat u vir ons as u kinders in Stad op die Berg gemeente vanoggend in verwondering hier sal uitstuur, u wêreld in. En dat ons in ons optrede in hierdie week wat voor ons lê, 'n onbekende week waarin u alreeds is, vir ons die genade sal gee om in verwondering voor u te buig, u grootheid en u almag te besing, en dat dit ook sal weerkaats in ons optrede, in ons denke, in ons woorde, dit wat uit ons monde kom,
want aan U behoort al die eer, die lof en die aanbidding. Amen. Ons gee vir die geleentheid om die Here te eer met U gawes. Here, in verwondering kom buig ons opnuut voor U. Dankie dat U in U soeke na ons, in U uitreik na ons, ook vir ons seën met gawes, wat ons kan gebruik, om ook ander te help, om deel van U koninkryk te word. Ons eer U daarvoor. Amen. Gemeente, julle is almal baie hartlik welkom. Ons wil vir julle nooi om saam met ons 'n koppie tee of koffie te kom geniet. Dit is vanoggend in die saal, dit is selfhelp, in die Ferdy Beyer saal. Daar is ook verkope na die erediens, in Kiepersol, waar daar nog biltong en droëwors en enkele, daar's nog maalvleis en wors, en dan ook in Jesuskroon, waar daar nog groente en vrugte beskikbaar is, en dan in die saal, waar daar nog enkele items te koop is, puddings en gebak. Jy moet asseblief almal 'n draai daar maak. Dan sê ons baie dankie vir Jan Kinneke, wat die kombuiskaste opgegradeer het, vir ons daarmee gehelp het.
As hier vanoggend persoon is wat wil inskakel by die gemeente, dan ontmoet ek vir 'n uur in die gesinskamer, net na die diens. By die voorbidding vir ons lidmate, vra ons voorbidding asseblief vir Ralf Harding, wat onder kankerbehandeling is. Tony Becker is vanoggend saam met ons in die diens. Hy moet wag vir 'n operasie wat moet plaasvind, maar onder omstandighede sê hy gaan dit goed met hom. Neeltjie Fik wat onder behandeling is. Esther Faber, ek aanvaar sy is in die Potties Hospitaal, sy word vanoggend geopereer. Mariaan wat ook vanoggend saam met ons in die diens is, Pinaar wat onder behandeling is. Ines Stein wat tuis aansterk na 'n operasie. Chris Buitendag wat onder kankerbehandeling is. En dan Nelly Wolmerans in die Medikliniek in Sanien. Ons innige meegevoel en simpatie met Raymond Pretorius en sy gesin en familie met die afsterwe van sy pa, Henny. Sy gedenkdiens is môre in Pietersburg. En dan ook ons meegevoel met Annette Skeepers en Marina de Swart en Rina en die hele de Swart familie met die afsterwe van hulle pa Attie de Swart. Sy begrafnisdiens is Woensdag hier in ons kerk om 11:00. Die begrafnis gaan op die plaasvind. Dan is daar donderdag 'n bidtuur by ons tuiste om 9:00. Daar is elke Sondag 'n gebedsgeleentheid om 8:00. Vanoggend was dit hier in die moederskamer. Dit sal volgende Sondag weer in Jesus Kroon wees. Daar is 'n Bybelstudiegeleentheid Woensdag om 10:30 in Kiepersol. Almal is baie welkom. Dan is daar Dinsdag 'n eiendomskommissie-vergadering om 5:00 in Jesus Kroon en 'n eredienskommissie om 6:00 in Jesus Kroon lokaal. Ons sê baie geluk aan almal wat verjaar vandag en gedurende die week. Kom ons gee ook vir hulle lekker hande klap en sê vir hulle baie geluk. Mag dit 'n wonderlike nuwe lewensjaar wees. Gemeente, dan sien u die proses van die beroeping van leraars vir die gemeente. Ons het verlede Sondag, of voorverlede Sondag, het ons die vraelyste ingevul. Ons wag vir die terugvoer en dan begin die proses die 6de Augustus met Dr. Rolf Opperman se besoek aan ons gemeente. So ons hoop ons sal teen September maand sal ons bietjie meer uitsluitsel hê oor die pad vorentoe. En dan weet jy almal het ons 'n wonderlike handjiefees Vrydag en Saterdag gehad. Ek wil baie dankie sê aan elkeen wat van hierdie handjiefees 'n baie groot sukses help maak het. Baie dankie aan Greta Fourie wat die hoofkoördineerder was en aan al die ander koördineerders van die onderskeie stalletjies vir hulle baie harde werk en voorbereiding vir hierdie dag. Kom ons gee ook vir hulle 'n lekker handeklap. Die syfers wat ek tot vanoggend het, die verkope van Vrydag en Saterdag staan ons op R390,000. Verlede jaar was dit 401,000, maar daar was ook kontantskenkings van ongeveer R40,000 wat moet bykom hierso en uitgawes is R21,000. So dis so 420,000 en dan is daar nog 'n klomp verkope, die groente wat verkoop moet word en ook vleis. En ons vra dat u vir ons daar ook ondersteun en ons is ongelooflik dankbaar teenoor u en teenoor die Here dat hy ons gemeente ongelooflik seën ook in hierdie jaar. Kom ons staan vir ons slotlied, lied 602. Nee, voordat ek ekskuus. Sit net 'n oomblik. Ek het 3 pryse om uit te deel. Die skuifskiet, hulle moet maar na vore kom. Die eerste prys vir die skuifskiet is 'n voltal wat geskiet is. Ines Stein. 33 uit 33. Geluk Ines. Dan is daar die tweede, het lyk my die Fouries is al wat hulle doen. Ag, die Steins Fourie. Jy's tweede, 31
Hy 33. Baie geluk vir u. En dan die derde is persoon, hy 30, hy 33 skiet Renard Skalkwyk. Baie geluk. Geluk Renard. En dan is daar 'n geldjie opgetel gister by die lekkergoedtafel. So ek weet nie of 'n kind 'n geldjie verloor het nie. Dit is nogal 'n aansienlike bedrag. Dit is in hierdie koevertjie. As dit jy is, kan jy na my toe kom en vir my sê hoeveel het jy verloor. Dan gee ek dit vir jou. Andersins gaan ek dit as 'n skenking vir die kerk inbetaal. Maar kom na my toe, dan kan ons daaroor praat. Goed, kom ons sluit af met ons slotlied. Ek stuur my engel voor jou uit, ek self gaan met jou saam. Ek sal jou seën en jou beskerm. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Ek sal jou gebede verhoor en aan jou vrede gee, nou en vir altyd en tot in ewigheid.